Kom ons bid saam. Vader, terwyl ons oor baie goed gesels het en ons besig hou om alles in die radwerk aan die gang te hou, as ons by hierdie oomblikke kom, dan weet ons diep in ons gemoed, ons moet baie stil wees. Want dit wat ek in 'n eenvoudige tong van 'n mens moet sê, en dit wat U deur U Gees in ons gees werk, is ligjare uit mekaar uit. En daarom bid ons U, dat U in U grootheid en U almag vanmôre ook by ons sal stil staan, by ons sal vertoef, met ons sal praat, en U self sal verheerlik. Dankie vir hulle wat inskakel op hierdie verskillende platforms. Dankie vir hulle wat moeite gedoen het om vanmôre hier te wees. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat in hospitale is, op plekke is wat nie vanmôre hier kan wees, en wat graag hier wou wees, dat U ook met hulle sal wees, en U self aan hulle sal openbaar. En vir hulle wat na die tyd hier sal inskakel en dit sal luister, of die klankgreep, of Here op die YouTube kanaal. Ons dankie dat hierdie verskillende platforms ons ook in staat stel om U te verheerlik en U woord te verkondig. Ons eer U en ons dank U in Jesus se naam. Amen. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. En die aarde was woes en leeg en die duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees van God het geskweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. God het die lig dag genoem en die lig duisternis genoem. Aand genoem, ekskuus. God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre die eerste dag. Nou daar's baie vrae oor die Genesis 1, die skepingsverhaal, baie vrae oor die dae. Nou is vir my onmoontlik, ons is net besig met die tema van 'n bietjie lig en om 'n klein bietjie lig te werp op God. En hoekom hy sê, God is lig en ek is die lig van die wêreld. So ons gaan 'n paar boodskappe daaroor spandeer. Maar as U wil 'n bietjie meer weet oor so 'n onderwerp, soos die skepping, en lig is geskaap op die eerste dag, die son en die maan is op die 4de dag, dan moet jy gaan luister na mense soos professor John Lennox, en sulke mense. Dis die hele internet vol van ongelooflike kundige mense op daai gebied en maniere hoe mense hierdie gedeelte interpreteer. So ek gaan nou nie daaroor met U vanmôre gesels nie. Ek wil U net vanmôre so 'n bietjie neem na die verhouding God met die verhouding tot skepping. So verlede week het ons gepraat oor lig is lewe. So 'n bietjie gepraat oor die beginsel van lig, wat is lig? En toe het ons 'n bietjie gepraat oor dat lig is lewe. As daar nie lig is nie, dan is daar nie lewe nie. So hier lees ons baie duidelik, God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En ek gaan dit net nou noem, maar het is goed dat ek dit hier vir U sommer nou ook al noem. Ek het 'n ander uitgangspunt oor al die moeilike vrae in die Bybel, en die vrae tussen die wetenskap en die Bybel. So ek het so 'n bietjie gekyk, Isaac Newton was 'n baie sterk Anglikaanse gelowige Christen. Ander is ateïste, ander is gelowiges. So daar's baie vrae hieroor, maar ek het 'n ander teorie hieroor, en dit is, soos ons vanmôre aangaan, gaan iets agterkom. En dit is, dat die wetenskap weet baie goed, maar hy weet baie goed nie. En daar's tye wat hulle sekere goed weet, en daar's tye wat die kennis meer word, dan is dit wat hulle geweet het nie meer
presies soos wat hulle oorspronklik gedink het dit is. Dit is so. Maar die mense wat die Bybel verklaar, weet ook nie alles van die Bybel nie. Daarom glo ek, hoe meer die wetenskap uitvind, en hoe meer ons die Bybel beter verstaan, hoe meer gaan ons die twee met mekaar versoen. Dit is net so. Ongeag wat jou siening is, gaan jy later in jou lewe agterkom, dit is so. Die feit dat lig so vroeg in die skepingsverhaal voorkom, leer ons meer oor God se natuur, sy krag en sy grootheid. Dit is insiggewend, dat op die eerste dag sê, laat daar lig wees. So ek 'n bietjie vir Willie gebel, Willie McLeod, so 'n bietjie met hom gepraat. Sê ek vir hom, sê vir my, kan daar lig wees sonder son? Want hy het sy doktoraal gedoen juis op die plasma van die son. So hy behoort iets te verstaan van dit. Sê ja, lig kan bestaan sonder son. Son is maar net een bron van lig. So, dis belangrik. Maar ons gaan nou nie in daai detail nie. Wat ons net vanmôre wil kyk is, ons wil net iets verstaan. Hoekom sê God, God is die lig van die wêreld. Hoe sê Jesus, ek is die lig van die wêreld? Wat is hierdie beeldspraak? Wat is hierdie metafoor waarmee hom vergelyk? Wat wil dit vir ons voorstel? So wat dit vir ons eintlik sê is, as hy sê, laat daar lig wees, dan is hierdie verhouding tussen die skepper en die heelal, praat van sy grootheid, van sy krag. Lig is een van die mees, luister mooi, verstommende voortbrengsels van die skepende vaardigheid en die krag van God. Tans is dit in fisika juist die rigting wat hulle enorme navorsing doen. Lig, optika, lig. Wat is lig? Wat verstaan ons van lig? Ja, lig is 'n golf, ja, lig is 'n deeltjie. Maar wat is lig verder? Weet ons alles van lig af? Dis die groot medium waardeur al sy ander werke ontdek, ondersoek en verstaan word, sover dit kan bekend wees vir die wetenskap en vir ons in die Bybel. Want ons in die Bybel weet ook nie alles nie. Moenie dink ons weet alles nie. Ons weet nie alles nie. Baie van ons dink ons weet alles. Ons weet nie alles nie. Ons gaan nog 'n enorme onnigtering kry eendag. Die grootheid van God. Hoekom sal God sê ek is lig? Want eintlik wil hy vir ons iets leer van sy grootheid. En as ons net na die spoed van lig kyk, dan kry ons so 'n klein kykie in hierdie grootheid van hierdie almagtige God. So die geweldige verspreiding van lig oor die heelal. En jouself indink. Soos ons aangaan, gaan dit vir jy meer duideliker word. En die uiterste snelheid daarvan is alleen voldoende om die wese en die wysheid van God te demonstreer. Hoekom? Liggolwe bestaan uit 'n mengsel van elektrisiteit, het ons verlede week gesê, en magnetisme. Daarom word hulle elektromagnetisme golwe genoem. En natuurlik die deeltjie. Wat presies 'n ligjaar? Wat is presies 'n ligjaar? Nou, hier is baie kundige mense hier by ons, wat juist is hulle studieveld, en hulle kan dit vir ons beter verduidelik. Maar hulle gaan te tegnies raak, né? Hulle gaan te slim wees vir ons, want ons dom mense soos ek, ons moet vir onsself baie eenvoudig maak, né? Soos wanneer jy dokter toe gaan, dan begin hier die dokter met al hierdie terme wat hy uit sy boek uithaal. Maar al wat ek sê is sommer 'n blinde term, né? En ek sê is mangels, maar hy gee hulle die doktername. So as ons nou al daai vreeslike name goed het, dan weet ons eintlik, ons gewone mense, weet nou nie eintlik mooi wat is hierdie nie. So maar as jy hier daar kyk na hierdie spoed van lig, en sterre lê so ontsaglik uit mekaar uit, ons kan nie die afstand tussen die sterre meet met kilometers nie, goeie ou taal myle nie, so ons moet dit op 'n ander manier meet. So hoe gaan ons dit meet? Ons sê hulle meet dit met ligjare. So hierdie golwe beweeg baie vinnig. So by benadering 300.000 kilometer in 'n sekonde.
300.000 kilometer in 'n sekonde. So as jy nou net hier buite Bloemfontein uitgaan, dan kry jy 'n bordjie, Kaapstad, 1000 kilometer. Dan ry jy amper 'n hele dag aan die 1000 kilometer. So as jy 300.000 keer Kaapstad toe gery het, 300.000 keer, dan het lig dit in 1 sekonde gedoen. 1 sekonde. Als verby. Dit beteken 'n ligstraal kan 7,5 keer om die wêreld gaan in 1 sekonde. 7,5 keer om die wêreld, 1 sekonde, 1001, daar is hy 7,5 keer om. Kry jy 'n idee van lig? Die aarde is gemiddeld 150 miljoen kilometer, kom ons benader hom, van die son af. Dit neem die son se lig bietjie meer as 8 minute om die aarde te bereik. 150 miljoen kilometer. Hy is die naaste. Ons sê dus dat die son 8 ligminute weg is. Die afstand wat lig in 1 minuut af lê, is ongeveer 18 miljoen kilometer. $18 miljoen kilometer in 'n minuut. So 18 maal 60, maal die spoed, dan kry jy dit. 'n Ligjaar is hoe ver lig in 1 jaar trek. Nou gaan ons terug. As lig 7,5 keer in 'n sekonde om die aarde trek, hoe lank in 'n sekonde? Hoe ver trek hy in 'n jaar? En toe sit ek daar by die lesenaar, toe dink ek, maar hoe gaan ek hierdie begrip verstaan, hè? En toe vat ek 'n jaar, 'n gemiddelde jaar, jy kry nou verskillende skrikkeljare, en so maar gemiddelde jaar het 31.536.000 sekondes. En ek maal hom met 300.000 kilometer, dan kry jy daai sommetjie. Nou wat is daai sommetjie? Gaan kyk bietjie weer rekenaar, gaan Google hom partytjie, en dan sien jy wat vries die rekenaar. Dit is 9,46 triljoen kilometer. Nou hoe werk dit? In Engels praat jy van million, billion, trillion. Million, billion, trillion. In Afrikaans praat jy van 'n miljoen, 'n miljard en 'n biljoen. So 'n biljoen in Engels is nie 'n biljoen in Afrikaans nie. 'n biljoen in Engels is 'n miljard in Afrikaans. En 'n triljoen in Engels is 'n biljoen in Afrikaans. 9,46 triljoen kilometers. Ons het nie idee wat dit is nie. Dis hoe ver lig in 1 jaar trek. Die son en sy 8 planete word sonnestelsels genoem. 'n Stelsel waarin verskillende liggame om mekaar om die son draai. Maar eintlik is ons sonnestelsel net 'n piepklein deeltjie. Ons sonnestel van die groter sonnestel in die sterrestelsels, van die groter sterrestelsels. 'n Sterrestelsel is 'n enorme groepering van sterre, planete, sterreswerms, gas en stof, wat alles deur swaartekrag bymekaar gehou word. Wat is swaartekrag? Vra, weet ons alles? Nee. Niemand weet presies hoeveel sterre in die heelal is nie. Dit is onmoontlik om al die triljoene sterre te tel. Ons eie Melkweg het so wat 200 miljard en daar is miljarde ander sterrestelsels met net soveel of selfs meer sterre as ons sterrestelsel, die Melkweg. Daar's miljarde ander soos ons en wat ons sien. Dis wat jy daar in die Karoo sien of as dit donker is, hier buitekant as jy gaan jag en jy is nie by die ligte van 'n dorp nie en jy kyk daarbo en jy sien daai wit streep, daai band wat so maak, so halfmaan maak. Dis die Melkweg, is die sterrestelsel. Dis een, daar's miljarde sulkes. Hoorie, miljarde sulkes. Die naaste ster aan die aarde is die eie son, wat 150 miljoen kilometer is, het ons gesê. Die tweede naaste is Proxima Centauri, so wat 39,900 miljard kilometer. Ek moet oppas, ek sal nou net so Zuma praat.
of 4,22 ligjare van die aarde af. Na die son, 4,22, 9,46 triljoen, maal 4. Dis die volgende naaste sterretjie aan ons. Ek praat nou net van ons Melkweg. So as jy 'n motor wat teen 100 km/h ry, sal jy eers oor 47 miljoen jaar daar wees. Wetenskaplik is dit bereken tot 100 miljard sterrestelsels kan in waarneembare ruimte aangetui word. Dis net wat ons sien. Dis nie wat ons nie sien nie. Want daar's baie wat ons nie sien nie. Sal later daarby kom. Sterrestelsels nie almal dieselfde nie. Hulle kom in verskillende vorm, groot is voor, party is met 10 miljoen sterre en eintlik klein en staan as dwergstelsels bekend. Ander is enorm met meer as 100 miljoen sterre. Sommige sterre is reusagtig groot, honderde kere groter as die son. Ander sterre is weer baie kleiner, maar alle sterre is bolle, vuur, warme, brandende gas, waterstof en helium. Is jy onthou daai periodieke tabel wat jy so gehad het. Dit is waar dit bestaan. Hierdie gasse is meestal waterstof, helium, die twee ligste elemente. Sterre skyn wanneer hulle die gasse in hulle kern verbrand om swaarder elemente te vorm. Jy dink hierdie sterretjie is so mooi, maar eintlik brand die ster, dis jy om te sien die lig wat jy sien wat van hom uitkom. So is die sterretjie wat die juffrou hier voor jou kop sit. Geologiese en wetenskaplike oorwegings rondom die aarde se fyn ingestelde lewensomstandighede. En dis wat professor Lennox behandel. Dis iemand lekker en heerlik om na te luister. Rustig en kalm. Hy sê juis, as 'n wiskundige, hoekom hy glo, daar is 'n skepper, 'n hoër wese, is die ongelooflike presiese plasing van die son in die heelal. Op die regte plek, op die regte grade. Hierdie woorde, die fyn ingestelde lewensomstandighede, soos die presiese gekalibreerde afstand van die son en die presiese atmosferiese samestelling, weerspieël ook die beginsel dat die heelal se ontwerpe intelligente skepper weerspieël. Kan jy jouself indink? Kom ons kyk, gaan net na die ander kant. Daar is 'n ontploffing, daar is 'n oerknal. Ons weet nie hoe dit plaasvind nie, elkeen het sy verduideliking. Maar toe dit plaasvind, toe sit hy die son presies op daai hoek, op daai plek. Presies. En alles wat jy sien, in die mens, in die wetenskap, in die aarde, in die biologie, sit hy alles presies in plek. Het al ooit iets uit niks ontstaan? Het jy al vir jouself daai vraag gevra? As daar nie, luister mooi, 'n skepper, intelligente wese is. As daar nie so is nie. Hierdie waarheid ons versterk die skriftuurlike boodskap dat die skepingsdaad onafskeidbaar is van God se eie natuur. Eerste wat God maak. Weet jy hoekom? Want dis hoekom dit belangrik is. Dis hoekom hulle so sal hierin verder en verder navorsing doen en ons gaan nog meer en meer leer. Want hier is 'n rede hoekom God in die begin gesê het laat daar lig wees. Daar's 'n rede. Luister hoe sê Jakobus 1. So ek is lief om weer terug skrif toe te gaan. Elke goeie gif, elke volmaakte gawe daal van bo af neer. Hoor nou mooi, van die Vader van die ligte. Vergeet nou Genesis 1 in die skepping. Wat sê Jakobus? Die Vader van die ligte. Al die ligte in die heel, al die sterre en die son en alles wat lig maak. Hy is die Vader van die ligte. Al verstaan jy en ek nie alles nie. Hy is die Vader van die ligte. Hy sê so.
by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Let op wat sê die psalmis. Hy sê, loof die Here o my siel, Here my God, U is baie groot. Ons gaan dit later op die einde ook sê. Met majesteit en heerlikheid is U bekleed. Wat U self omhul met die lig, soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek. Nee, in die Midde-Ooste, ons span nie 'n tent soos ons hier, né? Ons wat woon waar vakansiegangers is, ons het span 'n tent en dan moet jy daai hoek van daai tent so hier skuins amper omtrent 30 grade, moet jy hom hier aftrek, die pennetjie, wil die wind hom nie skep nie, nee. Nee, Midde-Ooste span ons 'n tent wyd, dit is ook baie skaduwee. En nou kom die psalmis en hy sê, hierdie uitspansel, die heel al hierbo, het hom uitgespan, het hom uitgetrek soos 'n tent. Weet jy wat, ek dink Dawid, hy pas skaap op, en hy slaap daar in die veld, hy is in die nag, soos jy daar in die Karoo is, as hy daar by Vosburg gaan springbokke skiet, baie jare terug. Daar by Vosburg, dis pik donker, man. Daai ou Vosburg dorpie het amper nie eens 'n straatlig. So daar is geen rol nie. So as jy opkyk in die nag in daai donkerte, jy sien wat jy nog nooit voorheen gesien het in die stad nie. Helder ligte. En as Dawid daar in die veld is, hy kyk so op, hy sê, Here, U is baie groot. U is baie groot. Met majesteit en heerlikheid is U bekleed. Want U die hemel, U span hom uit soos 'n tentdoek. En dan die ontoeganklikheid van God. Lig praat ook van die ontoeganklikheid. Die verkondiging dat God lig is, beklemtoon nie net dat God sy limite alle limite oorskry. Soos jy kyk na die spoed, en ons sal nou 'n bietjie verder kyk. Dit oorskry alle limite. Dit wat ons het, en dit wat vir ons beperkinge is, en dit wat ons kan meet, dit gaan verby ons ligjare ook. Gee ons so 'n ideekie as ons praat van ligjare, maar ons weet nog nie van hierdie ongelooflike uitspansel nie. Maar ook sy ontoeganklikheid en die feit dat hy majestueus is. Engels het 'n mooi woord, en ons sing dit partykeer. Majesty. He's majestic. Hy is majestueus. Ongelooflik. Ek wil hê jy moet in u lewe, as u iets kan leer, moet jy iets leer oor die grootheid van God. En saam met die grootheid van God is die heiligheid wat God omstraal. Daai twee goed moet jy in jou lewe leer. Jy moet 'n diep respek en agting vir hierdie groot en almagtige God hê, wat majestueus is. Nou ek wonder partykeer, ek draai alles om. Ek sê as iemand linksom loop, dan loop ek regsom. As hulle regsom loop, dan loop ek linksom. Daar's altyd iets skeef van my kop. Nou draai ek dit om, nou vra ek vir myself, wat weet ons nie? Wat weet ons nie? In 2026, vir julle wat Engels is, het ek dit nou bo. Bly lig een van die mees bestudeerde, maar geheimsinnige verskynsel in fisika. Terwyl die basiese eienskap daarvan goed gedokumenteer is, bly verskeie fundamentele vrae oor die aard, die gedrag daarvan nog steeds onbeantwoord. Een van hulle wat onbeantwoord is, die dubbelspleet eksperiment is 'n deeltjie, maar is ook 'n elektromagnetiese golf. Bewys dat lig as beide 'n golf en 'n deeltjie optree. Sukkel wetenskaplikes steeds op te verduidelik hoe 'n enkele foton, dis waar uit die lig, daai deeltjie waar uit die lig bestaan, sy pad besluit wanneer dit nie waargeneem word nie. Ons kan hom nie sien nie. Hoe besluit hy sy pad? Onlangs 'n navorsing 2025 het selfs bevraagteken of ons interpretasie van hierdie dualiteit van 'n golfende deeltjie korrek is en die moontlikheid van donker fotone ondersoek. Nou wat is donker fotone? Dit waar uit lig ontstaan. Dit is dit wat ons nie kan sien nie. Dis nie iets donker is
boos of evil nie. Dit is donker, want ons kan dit nie sien nie. So nou is die vraag, weet ons het nou 'n deel sê, die wetenskaplikes geweet. Hy sê, maar ons wonder nou, weet ons dit? En dan die volgende, die interaksie met donker materie en donker energie. So hulle sê, lig tree in wisselwerking met normale materie. So wat is materie? Ons het ons nou geleer, vloeistof, gas, vaste stof. Dis waar die heelal bestaan. Vaste stof, gas, vloeistof. Lig tree in wisselwerking met normale materie. Maar donker materie wat ongeveer 27% van die heelal uitmaak, straal nie lig uit nie, absorbeer of weerkaats dit nie. So ons sien dit nie, ons weet dit nie, want dit weerkaats nie, ons kan dit nie sien nie, en hy straal nie lig uit nie, so ons sien dit nie. So hierdie donker materie wat ons nie sien nie, is 'n onsigbare hipotetiese vorm van materie wat nie lig weerkaats, absorbeer of uitstraal nie, en waarvan die bestaan slegs afgelei word deur sy swaartekrag-effekte op sigbare materie, soos die sterrestelsels bymekaar te hou en die vorming van kosmiese strukture te hou. Dat alles daar in plek is soos hulle is, sê daai donker materie hou dit in plek. Ons weet nie daarvan, ons weet nie wat alles presies nie. Dit is 'n groot deel van die heelal se massa, maar is nog nooit direk waargeneem nie. En wetenskaplikes ondersoek steeds presies die aard daarvan. So ons weet nie presies wat dit nie. So wat's onsigbaar? Interaksie met lig, maar kom ons kyk hierna. Kom ons slaan hierdie oor. Gewone materie, dis nie gewone atome of molekules nie. So hierdie donker materie is nie gewone atome wat ons ken nie, of materie nie. Waarom is 95% van die heelal onsigbaar? Ons het nou gepraat van sigbaar wat ons weet, maar nou praat ons van dit wat onsigbaar is. 95%. Verbaas genoeg blyk normale materie slegs 'n klein fraksie te wees wat die heelal bevat. 95% van die heelal bestaan uit donker materie en donker energie. Dis die woorde wat sterrekundiges bedink om 'n naam te gee aan die geheimsinnige onsigbare kant van die heelal. Hy donker kant wat ons niks van weet nie. Ons gee hom nou 'n naam. Wat hou die heelal by mekaar? Donker materie is die onsigbare gom wat die heelal by mekaar hou. Hierdie geheimsinnige materiaal is oral om ons en maak die meeste van materie uit die heelal. Kom ons gaan aan. Daar's nog dan soveel meer verbonde aan God se grootskepping, want 'n sterrekundiges hulle teleskope heeltemalwaarts in enige rigting so rig, vind hulle ontelbare bykomende sterrestelsels ander kant ons Melkweg, daar ver in die ver afgeleë dele van die intergalaktiese ruimte. So daar agter, waar jy en ek nie kan sien nie, waar die teleskope sien en die Hubble teleskope en hulle almal. Sommige mense meen dat daar 100 miljard sterrestelsels in die heelal is. Gaan terug wat ons in die begin sê, wat altesaam soveel is as 300 sextillion. Dit is 'n 3 gevolg deur 23 nulle, met ander woorde, so lyk hy. En van dit is ook raai. So getal oorskry die grense van ons verbeelding. Daarom, hoekom sal God sê, ek is lig? God is die lig van die wêreld. Weet jy hoekom sê hy dit? Want hy meet die heelal met lig, sodat jy 'n klein kykie kan kry in die grootheid van God. Jy en ek maak die verkeerde som. Ons is nou hier besig. Skepping dag 1, dit dag 2, dit. Nee, jy maak 'n baie groot fout. Al wat die God vir jou eintlik wil sê is, ek wil net vir jou wys hoe groot ek is, dat wat jy weet is nog baie min. En wat jy verstaan van die Bybel is ook baie min. Dis wat ek vir jou wil leer van my. En dit is wat eintlik hierdie boodskap van hom is. Dit is moeilik genoeg om sommige aardgebonde verskynsels te visualiseer, dan te dink, hoe sal dit wees? Soos die aantal sandkorrels op die strande van ons planeet. Ek dink hoeveel, elke sandkorreltjie op die strand van die see en onder die see.
Een merkwaardige skatting stel die getal op ongeveer 7,5 kwintiljoenkorrels, wat dit ook al mag beteken. Volgens daardie skatting sal die strande van 40.000 aardes neem om genoeg sand op te lewer, om gelykstaande te wees aan die getal sterre in die kosmos. Vir elke sandkorreltjie, hoeveel keer? 40.000 maal die aarde se sandkorreltjies van die see. 40.000 aarde se sandkorreltjies op die see. Dan kom jy dalk hier uit by hoeveel sterre daar is. Dit alles in die heelal wat volgens wetenskaplik is na 'n raming 91 miljard die deursnee van dit wat ons weet en sien sigbaar. 91 miljard ligjare in deursnee. 91 miljard. Wat sê die psalmis? Kom ons kyk. Hy bepaal die getal van die sterre. Hy gee hulle almal name. En hy is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. Daar is 'n skepper, intelligente wese, is die God van die Bybel. Laat daar lig wees. Laat daar lig wees. Hierdie is vir my so mooi. Hierdie Engelsman wat dit geskryf het. Hy sê, so next time someone mentions quintillion, remember it's more than just a word. It's an invitation to explore the enormity of existence itself. From tiny particles vibrating at quantum levels, all the way up to the cosmic structure, spanning light years across. Van die kleinste kwantumdeeltjie, klein, wat jy nie sien nie. Hulle moes gedink die elektron, die proton en die neutron is die kleinste deeltjie vir jare. Nou kom hulle agter dat daar binne-in, daar's 'n kook. Daar's 'n samestelling binne in daai elektron, binne in daai neutron. So vir 'n ruk het ons verkeerd geglo. Nou moet ons 'n aanpassing maak. En ons gaan nog baie aanpassings maak. Want die heelal is net te groot. God is net te groot. En ons moet luister wat sê die Bybel vir ons in Psalm 147. Hy bepaal die getal van die sterre, gee hulle almal name. Ons Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. Want hy is nie net almagtig nie, hy is alwetend en hy is alomteenwoordig. Wat sê Job? Job sal iets hiervan verstaan. Hy sê, kyk, dit is maar die uitlopers van sy weë. En wat 'n fluisterwoord hoor ons, maar van hom, wie sou dan die donder van sy magtige dade verstaan? As God sê, laat daar lig wees, is dit 'n fluisterwoord. 'n Fluisterwoord. Ek dink God moes skree, God fluister, laat daar lig wees. Daar's lig. Hierdie sterrekundige, baie bekend, Carl Sagan, jy kan van sy video's 'n bietjie gaan luister. Hy het gepeins oor 'n foto wat deur die verre ruimtetuig Voyager 1 geneem is en waarop die aarde vertoon word. Hy het gesê, moenie net vir ons vorentoe neem nie. Moenie net daar waar ons nie weet nie. Hy sê, as daai hy nou op is, neem vir ons 'n bietjie terug. Toe gee hy klas, toe gee hy wys hierdie, hy sê, en daarop die aarde vertoon word as 'n bleekblou kolletjie teen die enorme donker leegheid van die ruimte, het hierdie beroemde sterrekundige eenmaal geskryf. Dit lyk so. Sien nie daar, soos wat hy ruimtetuig opgaan en hy foto terugneem van die aarde. In sy video sê, hier lyk dit groot, hy sê, it's actually a particle. Hy sê, is net 'n klein blou liggie. Was die aarde, toe hy hom afneem. In hierdie enorme heelal. En hy skryf hierdie woorde, in ons onbekendheid, in al hierdie uitgestrektheid, hierdie tent wat gespan is,
is daar geen aanduiding dat hulp van elders sal kom nie. Ek soek eers hierdie woorde. Ons grootheidswaan, ons vermeende eie belangrikheid, die misleiding dat ons 'n sekere bevoorregte posisie in die heelal beklee, word gekonfronteer deur hierdie klein kolletjie. Wat sê? Van bleeklig. Ons planeet is 'n eensame spikkel in die groot omvattende kosmiese donkerheid. Hy sê ons is 'n spikkel in hierdie enorme kosmiese grootheid. Hy sê in ons onbekendheid, in al hierdie uitgestrekte is daar geen aanduiding dat hulp van elders sal kom om ons van onsself te red nie. Want die mens sal homself uitwis. The invisible world, dis wat ons nie sien nie, is vast potentially containing over 15 million times the volume of the observable universe with a diameter of at least 23 trillion light years. Hulle weet nie, hulle skat hom maar. Roughly 99.8% to 99.96% of the cosmos is invisible, composed of dark matter, dark energy rather than light-emitting matter. So as nou hierdie verskriklike heelal, so min van hom vir ons weet, wat dan? Wetenskaplik kan steeds nie antwoord, waarom bly donker materie heeltemal onsigbaar vir elektromagnetiese spektrum? Hoe verander lig se beweging deur die heelal spesifiek as gevolg van die invloed van donker energie? Hoe verander die lig van hierdie donker energie wat ook daar is? En dan hier, several sample questions at the quantum level remaining without consensus answers. How does a photon instantly, daai ligdeeltjie, reach the speed of light upon creation without traditional acceleration phase? So as jy nou hier wegtrek vanmôre uit die kerk uit, dan sluit jy die motor aan, dan gaan jy nou eers 'n bietjie agteruit stoot, en dan gaan jy hom in eerste sit, en dan gaan jy tweede. Die foton het nie acceleration time nie. Hy slaap op daai spoed. Dit weet ons nie hoe is dit so nie. En hoe word hierdie foton geabsorbeer in die atoom, elektron? Dit weet ons ook nog nie. So wat sê die psalmis? As ek die hemel aanskou, die werke van u vingers. Luister mooi. Die maan en die sterre wat u toeberei, wat is die mens dat jy aan hom dink, sê die psalmis. En die mense kan dat jy hom besoek. Sê van die analise hier is tegnies, al wat ek vanmôre wil hê is, dat jy 'n kykie sal kry in die grootheid en die almag van God, en van hierdie skepping en hierdie heelal, sodat ons verwaandheid op 'n einde sal kom. Want die mens is baie verwaand. Wat is die mens? Jy is 'n mens op daai 'n kolletjie in die heelal. Wat is die mens, sê die psalm, dat jy aan hom dink? Terwyl ons die grootsheid van ons heelal oordink, behoort ons nogtans te onthou hoe nederig en hoe klein ons werklik is. Wanneer 'n mens nadink oor die onpeilbare omvang van die kosmos, behoort dit ons ook tot verplig om die onbegryplike mag van die Skepper se Skepper, skepping se Skepper te besef, en dat dit hy is wat alle dinge, algehele kosmos dra deur die woord van sy krag. Hierdie wat sê meer Hebreërs 1 vers 3. Hy sê hy dra hierdie skepping deur die woord van sy krag. Jy sien hoe verklaar die skrif. Sulke beskouings behoort ons ook daaraan te herinner dat die skepping, die God geordende erfenis vir diegene wat in hierdie tyd toelaat dat God hulle vorm en hulle karakter verander en bytel tot sy gelykenis, tot sy beeld, en dat hy ons kinders van God maak. Hierdie grootheid van God bring ons op 'n plek waar ons besef hoe klein en nietig ek is, dat ek my aan hom moet oorgee. Romeine 1 vers 12, ons gaan afsluit.
Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Naamlik, wat sien ons? Sy ewige krag. Goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het. Nou vanmôre, en jy en ek, net 'n idee kry van die grootheid en die almag van God. En ons kyk die skepping hier buite, en daar buite by ons agter, is dit baie stil en daar's hoë bome van die bure. Daar's 'n vinkie wat elke jaar nes maak, elke jaar. Hy maak nesse op nesse op nesse. Hy werk vir hy vrou. Sy's moeilik. Hy werk vir haar. Maar ek het gedink, is sy wat die neste uit mekaar skop, is nie sy nie. Ek dink sy kies een, want ek hou nou 2 jaar dop. Hy maak sommer 4, 5. Dan kies sy een, dan lê sy haar eiertjies. En die oomblik as sy gekies het, daai volgende oggend, dan sy verwoed besig, hy ruk al wat 'n ander nesie is uitmekaar uit. Hy self, nie sy nie, hy doen dit. Baie dink is die wyfie wat dit doen, is die wyfie. Sy maak 'n keuse. Dis maar soos julle vrouens altyd maak, julle maak julle keuse en laat ons die werk doen, né? En daarna gaan hy en hy breek hulle, hy ruk hulle, hy's aggressief. Hy maak so pik hulle. Jy sien, as jy weer daar kom, ons daai nessies flenters, hulle is weg, hulle lê op die grond. En dan begin hy weer. Oor en oor. Ek kry hom nader aan so jammer. Weer. En ek gaan al my palmboom se nuwe blaartjies uit. Skeer hulle. Oor en oor. Weet jy wat as ek dit sien? As ek, Here, U sê, U weet van 'n mossie wat op die grond val. U weet ek kyk na hierdie vinkie. U ken my ook. Weet jy wat vanmôre sê die Here weet van jou? Hy ken jou by jou naam. Weet jy wat, hy het vir jou 'n DNA gegee. Weet jy, jy's vir hom belangrik. Wat is die mens? Die mense kan dat jy aan hom dink. Hy sê ek het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Ek het hom met eer en heerlikheid gekroon. En hy gee vir jou my om. En hy wil jou sy kind maak. En jy wat sy kind is, hy wil vir jou sorg, hy wil jou dra, hy wil jou bewaar, hy wil jou lei, hy wil jou gelukkig sien. Nou, ek het 'n oupa gehad aan my ma se kant. Jaap het sy naam, Jaapie Venter. Jakob Koenraad Venter. Dis my ma se nooienswaan. En hy het kragdadig tot bekering gekom. Hy is 'n willeman gewees. En toe begin hy die Here dien. En hy leer die Bybel teksverse op teksverse op teksverse. Hy leer teksverse. En dan vat hy bandjies, daai daar met die kasetspelers. Dan ry hy na mense, toe dan het hy 'n kaart van die 2 weer en hang hom in hulle sitkamer, maak hy die werk van Saul. Dan gee hy die kaset vir hulle, dan sê hy dis 2 preke, luister, hulle kom oor 'n week hulle haal. 2 weke, 'n week later dan kom hy weer, dan gaan hy jou besoek, gaan vir jou vra, het jy geluister? Dan sit 'n sterk bekeringsboodskap. En lei baie mense so na die Here. Maar hy het 'n gewoonte gehad en ons kinders het nie daarvan gehou nie. Hy het die Bybel baie teksverse geken. Dan sal hy so sommer in die sitkamer waar ons kinders is, sal hy sê, "Oké, Nardus, sê vir my, wat staan in Johannes 1 vers 12?" Oupa. En Nardus, wat staan in Johannes 1 vers 12? So het hy gewoon gehad. Maar weet jy wat onthou ek van my oupa? Hy het hierdie vers altyd quoteer. En ek is nou maar 'n kind in die huis. Maar ek is nou 'n groot man. En ek onthou dit. Die verborgde dinge is vir die Here ons God. Die geopenbaarde is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. Die verborgde is vir God. Weet jy wat? Ons gaan God nooit kan verstaan nie, as hulle nie God wees nie. En nou luister mooi, van daai kleinste deeltjie af. Daai kleinste deeltjie. Die kleinste deeltjie wat nie massa het nie, is daai klein fotonlig deeltjie. Ja, die kleinste deeltjie is daai klein deeltjies, daai kook binne en daar so.
sal nog 'n lepton sê hulle, binne in daai proton of neutron, elektron. Daar binne in. Van daai kleinste deeltjie tot hierdie heel al die groot. Het net per chance gebeur. Maak dit vir jouself uit. Net per toeval gebeur. Dink jy so? Verborgde dinge is die Here. Maar hoe meer ons kan weet, is goed. Amen, kom ons bid. Hierdie eerste 2 dienste van ek is die lig. God is die lig. God is lig. Het is net om ons in te lei, dat ons net eers die grootheid van God verstaan. En nou gaan ons nou stap vir stap. Hoe werk dit in ons geestelik, prakties? Maar ons moet onder die indruk kom. As God sê, God is lig. Hoekom sê hy dit? Die ontoeganklike, almagtige, groot, majesteuse God wil hom aan ons openbaar. Hy kan nie anders nie. Hy moet vir ons nou iets gee. En as die wetenskap vir ons nog goed kan uitvind, dan kan ons nog meer sien hoe groot is God. En hoe groter is hy, as wat ons nog gedink het. Kom ons laat hom toe. Hy is so groot, maar hy kan in jou hart woon. In jou gees. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly totdat hy kom. Amen.